Sit. Kom ons bid saam. Here Jesus, ons is lief vir U. Want as ons lief is vir U, dan antwoord ons net op U wat ons eerste lief gehad het. Hemelse Vader, U wat ons so lief gehad het, dat U Seun gestuur het, om in elkeen van ons se plekke te sterf. Sodat nie een van ons verlore hoef te gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Dankie Here dat U ons so lief het, dat U vir ons sê, ek los julle nie wese op aarde nie, ek sal my Heilige Gees stuur, om in julle te wees, tot in ewigheid. Here, ons vra dat U woord sal oopmaak vir ons vanoggend, dat U ons sal leer uit die woord uit, en dat ons dit wat ons leer sal toepas, dat ons dit prakties sal uitlewe. Word U verheerlik vandag, ons Here. Amen. In ons groepie wat die Nuwe Testament hierdie jaar deurlees, ek het die boek Handelinge baie geniet, en die Here het so met my gepraat, en een deel van Handelinge wat my opval, is toe Paulus en sy hele geselskap hier by Handelinge 16 kom, toe het hulle vir die eerste keer die evangelie in Europa begin versprei. En hulle het daar gekom by 'n dorp of 'n stad met die naam Filippi. En daar het hulle 'n vrou na die Here toe gelei. Haar naam is Lydia. En met die een bekeerling daar, het hulle aangehou die evangelie verkondig. Maar toe kom daar 'n jong meisie, 'n slavin. Maar daai meisie het 'n bose gees in haar gedra. En daai bose gees het gemaak dat sy kan waar sê, dat sy dinge kan vir mense voorspel. En sy het agter Paulus en Silas en die ander disippels, ander apostels aangeloop, en sy het heeltyd uitgeskree, hierdie is diensknegte van God. En na so 'n paar dae, toe het dit vir Paulus verskriklik geïrriteer, en hy het omgedraai, vir haar gekyk, en hy het die bose gees in haar aangespreek, en die bose gees uitgedryf. En dis eintlik iets wonderliks wat gebeur, want 'n kind is nou bevry. En die manier hoe hierdie meisie beskryf word, wys vir ons, sy was nog jonk gewees. Maar haar eienaars het nie met liefde na haar gekyk nie, want hulle het haar net gesien as iets wat hulle kan gebruik, en sy het vir hulle geld gemaak met haar waarsêery. En toe, omdat sy nie meer dit kon doen nie, want die bose gees is uit haar gedryf, gaan hulle toe na die magistraat van die stad Filippi toe, en hulle gaan gee vir Paulus aan. En hulle sê, hierdie is mense, Jode, wat kom en die Romeinse ryk ondermyn. En dit wat ons in die Romeinse ryk glo, ondermyn. En hulle die hele stad opgesweep om die Paulus en sy reisgeselskap aan te gee. En wat toe gebeur het, Paulus is gevang, saam met hom Silas, en hulle is geslaan, stikkend geslaan, en in die tronk gegooi. Nou kom ons lees daarvan in Handelinge hoofstuk 16. In Handelinge 16 vers 24, in reaksie op hierdie bevel, het die tronkbewaarder hulle in die binneste sel gegooi
en hulle voete in houtblokke vasgeklem. En dit is, as ek net enetjie kan teruggaan, die tema van vanoggend se boodskap is houtblokke, kettinge en lofprysing. Nou waar kom aan die houtblokke is in hierdie vers. So hulle is in die binneste sel gegooi nadat hulle stikkend geslaan is met swepe en hulle voete is in houtblokke vasgeklem. Nou hoekom in houtblokke en nie net in kettinge nie? Want die houtblokke is so ontwerp dat jy die heeltyd wat jy vas is daar ongemak moet verduur. So is heeltyd vir jou seer. Jy is heeltyd in 'n onnatuurlike posisie. So omdat mens onnatuurlik lê, dan begin die ander deel van jou liggaam kla, jy begin krampe kry, jy begin ongemaklik raak. So dit was baie beslis nie 'n aangename plek vir Paulus en Silas nie. En dan in vers 25 lees ons, teen middernag was Paulus en Silas besig om te bid en die lof tot lof van God te sing. Die ander gevangenes het na hulle geluister. Nou, vir my is hierdie beskrywing teen middernag 'n aanduiding van toe dit op die swaarste met Paulus en Silas gegaan het. Sien nou, mens beleef 'n slegte tyd en iemand vra vir jou, hoe gaan dit? Dan kan mens iets sê soos, dis nag. Sien nou, daar's by mense werksplek gaan dinge nie lekker nie. En iemand vra, hoe gaan dit by jou werk? Dan sê jy, dis nag. Dis mos wat hoe ons praat. Maar nou sê die Bybel vir ons teen middernag. Teen middernag, op die tydstip toe Paulus en Silas die swaarste gekry het, toe het hulle begin bid en lofliedere tot eer van God te sing. En dan staan hier iets, die ander gevangenes het na hulle geluister. Volgende vers, skielik kom daar 'n groot aardbewing, sodat die fondamente van die tronk geskud het. Al die tronkdeure het oopgevlieg en al die gevangenes se kettinge het losgekom. So in reaksie op hulle lofprysing tot eer van die Here, gryp die Here in en hy bring 'n aardbewing waar daai tronk geskud het en die deure het oopgegaan en die kettinge het losgegaan. So vanoggend, dis alles goed wat letterlik gebeur het, maar ek wil hê ons moet vanoggend so 'n bietjie dit wat ons na kyk vergeestelik. Teen middernag, toe dit die donkerste was, toe dit die swaarste gegaan het, toe hulle begin om tot die Here te bid en lofliedere tot eer van sy naam te sing. En die reaksie daarop was dat die tronkdeure gaan oop en die kettinge val af. So wanneer ons voel, maar iets wil my vasmaak, dan kan ek lofliedere tot eer van die Here sing. As ek dalk voel 'n deur wat moet oopgaan, bly toe, dan kan ek lofliedere tot eer van die Here sing. Want die resultaat van hierdie twee gelowiges se lofliedere wat hulle tot eer van die Here gesing het, was dat die kettinge afgeval het en die tronkdeure oopgegaan het. Nou, houtblokke, kettinge en lofprysing. Nou, dit is wat hierdie paar verse vir my sê. En ek het so 'n paar goedjies wat vir my opgeval het. Die eerste is 'n vraag. Wanneer is 'n tyd vir gebed en lofprysing? Nou, hierdie versie
sê vir ons teen middernag. Wanneer dit die swaarste gaan. Wanneer ons die meeste verloor het. En interessant, as ons lees Handelinge 16 en 15 dele voor dit was nie net Paulus en Silas wat in Filippi was nie. Lukas was ook daar was ander werkers daar. Maar net hierdie twee is in die binneste stel gegooi. Net hierdie twee is met stikkend geslaan met 'n sambok. En net hierdie twee se voete is in houtblokke vasgemaak. Mense kon argumenteer dat hulle goeie saak gehad het om vir die Here te sê, Here, maar hoekom net ons? Hoekom met my? Paulus kon sê, hoekom moet ek altyd die een wees? Maar hulle doen dit nie. Hulle sing en hulle bid en hulle sing lofliedere tot eer van die Here. Wat vir my die hoofles is uit hierdie paar verse, is dat die tyd vir lofliedere, die tyd om lof en aanbidding tot die Here se eer te doen, die tyd wanneer ons praise en worship liedere sing, is middernag. En ek wil bysê, die tyd, dis 'n tyd wat ons nie altyd lus is nie. Nie altyd wil nie. Dalk is mens baie moeg. Dalk voel jy, daar het nou 'n klomp goed teen my gebeur. Ek is net moeg, ek wil net in 'n hoekie gaan wegkruip. Maar dan is die tyd. Dan is die tyd, sit daai CD op in jou kar en begin die Here loof en prys. Dalk het jy die oggend wat jy werk toe ry, is dit eintlik vir jou middernag, want daar's 'n moeilike vergadering, daar's 'n moeilike saak om te hanteer. Dit is die tyd vir lofprysing, om die Here groot te maak en sy naam te vereer. Die tweede ding wat my opgeval het, is dat die ander gevangenes het na hulle geluister. Nie net het die ander gevangenes na hulle geluister nie. Die tronkbewaarder het 'n kind van God geword. Want wat gebeur het, is dat toe die aardbewing gekom het en die kettinge afgeval het en die deure oopgegaan het, toe die tronkbewaarder uitgestorm gekom en besef maar sy gevangenes ontsnap, dan gaan die Romeinse regering hom doodmaak. En daarom wou hy op sy eie swaard val. Hy wou homself doodmaak. En Paulus keer hom toe en sê, nee, moet dit nie doen nie, ons is nog almal hier. En die man vra vir Paulus, maar wat moet ek doen om gered te word? En Paulus sê vir hom, glo in Jesus. Glo in Jesus. Want die Bybel leer vir ons is uit genade gered deur geloof. Maar daai geloof is 'n geloof waar ons die Here nie net met ons verstand erken nie, maar dis 'n geloof waar ons lewe vir hom neerlê en waar ons aan hom gehoorsaam is. Wat my opval van hierdie stukkie wat ons gelees het vanoggend, is dat Paulus en Silas was in 'n benarde situasie. Hulle is gemartel. Hulle voete was op plek gesit tot hulle heeltyd ongemaklik gemaak het. En hulle het vir hulle self begin bid en vir hulle self lof en aanbidding tot God gesing. Wat ek bedoel daarby is, hulle het dit nodig gehad. Maar wanneer ons bid en wanneer ons lof sing tot eer van die Here, wanneer ons hom groot maak, dan gaan dit ander mense ook beïnvloed. Want wat gebeur het is dat
nie een van die gevangenes het weggehardloop nie. Want hulle het besef hier het iets bonatuurlik gebeur. En hierdie manne wat aan die leiding staan, die van ons moet vir hulle luister. Want die tronkbewaarder het vir Paulus en Silas na sy huis toe gevat. Hy en sy hele huis is gedoop. En dan staan daar, hy het self hulle wonde gewas. Maar Paulus en Silas is daarna weer terug na die tronk toe. Het nie meer houtblokke gehad nie, het nie meer kettinge gehad nie, want die volgende dag toe die stadsamptenare kom om hulle vry te laat, toe is hulle in die tronk en hulle kon hulle vrylaat en al die ander gevangenes ook. Nou, ek dink die tronkbewaarder en sy hele gesin het tot geloof in die Here gekom en hulle is gered en hulle is gedoop, maar ek dink daar's meer van die mense in die tronk wat ook tot geloof gekom het. En so teen die einde van hierdie gedeelte dink ek sal ons ook sien hoekom, en kom ek sê dit sommer nou, want toe Paulus en Silas vrygelaat is en Paulus sê toe ek is 'n Romeinse burger en Silas, julle mag ons nie so behandel nie, toe die magistraat en sy amptenare gekom en hulle uit die stad geloop en vir hulle gesê, maar los ons net asseblief. Maar Lukas het toe nog in Filippi agtergebly. Want daar's 'n kerk gestig. Daar het mense tot geloof gekom en hulle moes geleer word en hulle moes versorg word. Maar Lukas was onder die radar. Hy was nie soos Paulus en Silas wat uitgestaan het nie. So hy bly toe om saam met Lydia, moontlik het hierdie klein slavin ook die Here aangeneem, toe hy haar vrygemaak het. Die mense in die tronk, ander mense, die punt is, 'n kerk is daar gebore. So wanneer ons lofliedere tot eer van die Here sing, dan beïnvloed dit nie net onsself nie, dan beïnvloed dit ander mense ook. Dit kan nie anders nie. Want op lof en aanbidding volg daar iets. Daar volg die werk van die Here. In daai kursusie wat ons laas jaar gedoen het oor die vrug van die Gees, het ek die storie vertel van John en Charles Wesley, 2 Anglikaanse sendelinge wat op die seilskip die Simmons op pad was Amerika toe om daar sendingwerk te gaan doen. En terwyl hulle die Atlantiese Oseaan oorkruis het daar 'n geweldige storm losgebars en almal het gedink dis hulle einde, ons gaan sterf. En hierdie 2 sendelingbroers het paniekerig begin raak. Maar toe hoor hulle iets. Toe hoor hulle kinderstemmetjies. Toe hoor hulle volwasse stemme wat lofliedere tot eer van die Here sing. En die 2 broers het nader gegaan. En toe kom hulle af op 'n groep Morawiese sendelinge wat ook op pad was na Amerika toe om sendingwerk te doen. Maar die Wesley broers kom agter, ons het nie hierdie vrede wat hulle het nie. Met kalmte sing hulle lofliedere tot eer van die Here te midde van die storm. Dit was vir daai klomp op die boot middernag. En John Wesley het toe begin die Here soek op 'n nuwe manier. En hy het met die leier van hierdie Morawiese sendelinge, man met die van Spannenberg, gepraat. En hy het gesê, wat het julle wat ek nie het nie? En Spannenberg het vir hom gesê, jy werk vir die Here, maar ken jy waarlik die Here? En 'n paar jaar later het John Wesley 'n ontmoeting gehad met die Here. En uit daai ontmoeting het 'n hele nuwe beweging in die kerk gekom wat ons ken as die Methodiste. Die Methodistiese beweging waar duisende
mense ingebring is in die koninkryk. Maar waar dit begin? Dit het begin by hulle wat hoor hoe sing 'n klomp gelowiges lofliedere tot eer van die Here. Soos ek en jy, as ons tyd spandeer by die Here en ons sing tot sy eer, dan gaan ander dit hoor. Miskien gaan hulle ons nie hoor sing nie, maar hulle gaan dit hoor aan ons lewens wat anders is. So ander mense hoor dit, ons sing tot eer van die Here in die heel eerste plek vir onsself, om onsself op te bou, om self by hom krag te kry, om by hom deurbrake te kry. Maar dit vloei oor na ander toe. Dit het so in Filippi oorgevloei, dat 'n kerkie gestig is. En dan die laaste een, die gevangenes se kettinge het losgekom. En iets val my op, en ek wil vir julle lees Efesiërs 2 vers 6. Hier staan, omdat ons aan Christus Jesus verbind is, het God ons saam met hom opgewek en saam met hom 'n sitplek in die hemel gegee. Nou, letterlik staan nie, ek dink dit staan so in die ou vertaling, omdat ons in Christus is, het God ons saam met Christus Jesus opgewek en saam met hom 'n sitplek gegee in die hemel. Nou, die plek wat gelowiges het by God, is ons is in Christus, en ons kry saam met hom 'n plek in die hemel nou al, want ons is in hom. Maar wanneer die wêreld druk, wanneer dit middernag is, dan voel dit nie vir ons of ons regeer saam met die Here nie. Dan voel dit vir ons of ons verslae is. Maar die Here het vir ons iets gegee wat ons gees opwek, dat ons weet, ek is saam met Christus. Ek is aan God se regterhand saam met hom, en die oorwinning wat van daai plek afkom, is siele wat gered word. Die koninkryk van God wat uitgebrei word. Die duiwel en sy magte wat verslaan word. Dit kom van gelowiges wat in Christus is. Maar baie keer voel ons nie so nie. Baie keer weet ons nie eers of ons vrymoedigheid het om vir 'n moeilike ding te bid nie. Maar wat gebeur? Wanneer ons begin die Here loof en prys en sy naam groot maak, dan kom ons op 'n plek waar ons saam met Christus is, waar ons met vrymoedigheid kan vra vir hom, vir dit wat sy wil is. In ons maandagaande bidgroepie, ons begin eerste met lofprysing en aanbidding. Want mense wat vir 'n tyd lank die Here se naam groot gemaak het, hom geloof het, hom aanbid het, bid anders as iemand wat te neergedruk hier aankom, wat met probleme hier aankom, wat met laste hier aankom, wat te swaar voel om te dra. Maar wanneer ons begin om die Here se lof te sing, dan begin ons bid vanuit die posisie wat ons het in hom. En as ons daai posisie vanuit bid, dan kan ons bid vir deurbrake. Dan kan ons hom vertrou om in te gryp in situasies. Dan kan die kettinge loskom en die deure oopgaan. So vir ons het laasweek gesels oor gebed. En 'n deel van gebed is lofprysing en aanbidding. En ek wil net almal vanoggend weer aanmoedig. Maak lofprysing en aanbidding 'n vaste deel van jou lewe. Ek het agtergekom
dat mense lewe verander as jy net die tyd wat jy in jou kar ry of in jou bakkie ry, anders gebruik. As mens dit gebruik vir lofprysing en aanbidding, dan kom mens anders op 'n plek aan. Dalk moet jy bietjie 'n 10 minute of 'n 20 minute of 'n halfuur werk toe ry. Dis tyd wat ons die Here kan loof en groot maak, dat wanneer ek by die werk aankom, ek in Christus is en ek hom kan verteenwoordig daar. Hoe wonderlik nie as ons kindertjies kan leer. Sien, nou bring ek iets vir die kindertjies in MJ, om saam met hulle lofprysing en aanbidding. Ek ken Jan de Wet se al sy CD's, al sy liedjies, van voor tot agter en van agter tot voor. Ons moet die tyd wat ons het benut, om die Here te loof en sy naam groot te maak, moet deel wees van ons lewens. Dit moet deel wees van dit wat ek elke dag doen. En soos ons dit doen, val die kettinge af, gaan die tronkdeure oop, kan ons God se wil doen, kan sy wil gebeur. Kom ons bid en Andre, as ons klaar gebid het, kom ons sit daai laaste lied, Holy and Anointed One, weer op. Kom ons bid saam. Here Jesus, ons sien vanoggend in die woord, dat toe u kinders om middernag bid, toe verander kom u in daai situasie in, op 'n wonderlike manier. Here, help ons almal, elkeen van ons, dat gebed, maar ook lofprysing en aanbidding deel sal wees van ons lewens. Deel sal wees vir wanneer ons opstaan in ons huise, wanneer ons ry, wanneer ons met ons kinders saam is, wanneer ons in die aande rustig raak om te slaap. Dankie Here dat ons U maar mag loof en aanbid. En met ons hele harte dit kan doen. Dankie Here dat vir U is die valste stem met 'n opregte hart die mooiste lied. Net U waar ons voor die Here sit, vat so 'n paar oomblikke en kyk na jou eie lewe. Waar pas jy lofprysing en aanbidding in jou dag? Kom ons dink 'n bietjie, waar kan jy dit inpas? Kom ons dink aan wanneer ons ry. Daar kan ons dit doen. Here, wanneer ons as gemeente nou saam die lof gaan sing, ontvang hierdie loflied, hierdie lofoffer. Here, mag elkeen van ons ervaar hoe die kettinge afval en hoe die deure oopgaan in ons lewens. Ek bid dit in die naam bo elke naam, Jesus Christus. Amen. Kom ons staan op, dan sing ons 'n lied saam.